En dit was waar. I went straight from young to fucking Stockout. Maar jy was nie een van 12 kinders nie. Nee, ek is net ek en my broer. 2 kinders, ja. Okay. En ek was baie dankbaar vir die serpie, want dit het al hierdie plooie toegemaak. So dit my gepas. Ja. Dis toe waar Hilda meer van haar eksentrieke, jy weet, haar skewe koeke. Nie haar eie koeke, nie haar eie koek, nie haar koeke wat sy gebak het. Jy moet 'n lang asem hê vir seep, want is dag na dag na dag na dag. Ja. Die minste wat 'n akteur kan doen is om jou woorde te leer. This is just the bottom line. That is 101, ja. Yeah, and then on top of that, a little performance would be jolly nice. 25, 35, 45, 55, 65, 75. Seker 50 jaar gaan ek al gym toe. There's no joy in anything if you don't work for it. If you just get it on a plate, there's no joy in it. Hy het gesê vir black hole hits Earth. It need be no bigger than a golf ball. En hy kyk so af en hy sê, fucking gravity. Kom ons begin by die begin. Jy het in die Kaap groot geword. Dis reg, ja. Gebore in Seepunt. Is reg, ek is in Seepunt gebore. Voor my geboorte het my ma 'n tea room gehad in Seepunt, wat nog ongewoon is vir daai dae. Ja. En toe het sy woonstel gehad in London Road. Ek weet nie of die woonstel nog bestaan nie. Ek ken London Road. Ja. En toe sy met my pa getroud, my pa was Duits. Okay. En so wat die jare was hier in Eskies? Wanneer wanneer ek tea room gehad het. Laat ek nou dink, as ek in 1949, dit was seker nou in 1940. Okay, daarom. Okay. En my pa is van Duitsland na Suid-Afrika, net om machinerie op te stel vir 'n, ek dink dit was Weet-Bix of okay. Ja. Sure. En ja, en in daai dae moes mens per skip kom. So hy het met die skip uitgekom en hy het verlief geraak op Suid-Afrika, maar toe hy terug Duitsland toe. En toe kom hy weer, en hierdie keer was dit meer met iets te doen met tekstiel, die tekstielbedryf. Okay. En hy het aan die Duitse klub behoort, en my ouma en oupa wat in Wellington gebly het kontak met die Duitse klub gehad, en baie keer het hulle uitgekom na my oupa en ouma toe, en hulle het musiekaande gehad. My oupa kon viool speel en klavier, en my ander tannie het uitgegaan met 'n Oostenryker, en hy kon die siete speel. Ek weet wat is in Afrikaans nie. Sitaar of dis daai Oostenrykse, dit is 'n plat. Dis 'n plat. Ek dink nie julle gee dit in hierdie skool nie, maar anyway, dit's 'n zither. Okay. The third man theme. Da 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 da. Dis met die siete gespeel. Okay. Anyway, so hulle het nie dat my pa musikaal was nie, maar hulle het baie van die maasekant wat musikaal was. Ja. En toe my pa vir die familie lief geraak en so aan, maar my ma was 9 jaar jonger as my pa. So en daai dae was sy dan net jy weet opgeskote meisie. I think is die regte woord. Anyway, dit klink reg. Opgeskoot. En toe maar toe was daar niks verhouding of niks nie. En toe word my pa geïnterneer vir 4 jaar omdat hy Duits was. En toe hy daar uitkom, toe sê my ouma vir my ma, hoekom ontmoet jy nie vir Ewald by die stasie nie. Wat sy toe nou gedoen het, and that was the beginning of whatever. Ja. En daarna is hulle toe getroud, en gislak ek kan lank praat oor. Ja, it's fascinating. En toe ek bly self nou in Seepunt. Ja. So, ja. Baie interessant ja. En toe het hulle getrek, seker omdat hy nou familie begin het, Pinelands toe. Okay. En
my broer is toe gebore, maar ek was baie asmaties en dit was 'n slegte klimaat vir my. Pines, jy weet, ja, hulle sê dit is baie klam en dit was mos baie dennebome en goed, ek weet nie of dennebome sleg is vir, maar anyway, toe kry my ouers die geleentheid om Durbanville toe te trek, toe ek omtrent 8 jaar oud was, en toe ons op 'n 3,5 akker stuk grond gebly, dit was fantasties. En ek het toe geleidelik begin beter word, ontslaag geraak van die asma. Goed. Ja. Want het is snaaks genoeg, as mens jou Google, soos hulle sê, Ja. dan sê dit, jy het 12 kinders. En toe dacht ek, nee, ek dink dalk was dit, jy was een van 12 kinders. Nee, wie het dit verkeerd gekry? My ouma was een van 17. Genade. Dit weet aan jou ek. ma se kant. Aan my ma se kant, ja. Okay. My ma se ma. Maar jy weet, in daai dae dink ek was dit soort van gewone ding, baie keer. Ja. En maar baie van hulle is obviously met geboorte dood en so aan. Ja, dit was so. Maar sy was een van 17 kinders. Genade. Ja. Dit is interessant, ek weet nie waar iemand Tyd het vir enigiets anders. Op jou Wikipedia knowledge page, Ja. 12 children. No. En ek by jou nou vra, wat animals, is maybe. al jou 12 kinders se name? Nee, ek dink ek sou 'n bietjie moer gelyk het as wat ek nou lyk. Ek is klaar moeg genoeg. Okay, en toe jy op Durbanville en wanneer het jy begin, so daar was 'n musikale influence. Ja, jy weet my oupa was baie musikaal. Hy kon viool speel, hy kon klavier speel. Hy in daai dae het hy die silent movies het hy musiek gespeel vir dit. Jy weet toe die goed is is dit 'n live performance? Sit hy daar? Ja, hy sit daar by die klavier en jy weet of wat ek al. Dis bietjie Beethoven daai oomblik by. En hy het 'n winkeltjie gehad. Ek dink hy was 'n hopelose besigheidsman. Okay. Want hy het my arme ouma, want my ma was een van 6 kinders. En ek dink my arme ouma moes nou toe kinders sien en sy het ook skool gegee. My ouma was 'n onderwyseres. En sy het 'n boek geskryf wat sy toe, ek weet nie waaroor dit gegaan het nie, maar sy het dit na die publishers toegestuur. Toe is dit afgekeur want hulle het gesê dit was te realisties. Toe verbrand sy dit. Ag So nee. dit is baie sad, laat dit nou, want dit sou interessant gewees het waaroor sy sou skryf, maar sy was 'n fantastiese vrou. Ek het nooit vir my oupa geken nie. Hy's dood aan 'n hartaanval, maar hy het 'n winkeltjie gehad waar hulle alles verkoop het. Okay. Tolletjie gare en 'n snoek en 'n en hulle het ook 'n poskantoortjie gehad. Is dit op Wellington? Op Wellington, ja. En dis eintlik net buitekant Wellington, dis Boevlei wat 'n gedeelte van Wellington is. En my ouma het vertel daar sou 'n kleerling rugby span kom rugby speel het. Toe stuur hulle 'n telegram om te sê raining not coming. En toe klaar hy weer op en toe stuur hulle nog een sê coming, respect us. So en oupa het baie van die mense se gitare reggemaak en so aan, en pleks van sy boeke doen het hy baie keer gediggies geskryf. Nou nie groot literatuur nie, maar want hy was baie lief vir die natuur en hy was lief vir visvang en so aan. So hy het sulke jy weet rhyming goedjies geskryf. Ja, rymprentjies. Ja. In plaas van En my ja, en my tannie was my een tannie was sy het musieklesse geneem en sy kon klavier speel, maar sy het toe haar eie tipe van jazzerige styl ontwikkel. En my ander tannie sy was 'n gebore performer. Jy weet, sy het ons het altyd
half konserte gehad as hulle kom kuier. Okay, Ja. dis alles van jou ma se kant. Alles van my ma se kant af, ja. En dan het jy ook deelgeneem aan die konsert? Nee, ek het daai dae het ek net gekyk. Okay. Want Antie Sunny het die klavier gespeel en Antie Baba het al die triks gedoen. En sy kon enigiets doen wat sy gesien het, kon sy doen. Okay. So sy kon jodel, sy kon hula, wat is daai Ja, daai- soos belly dance. belly dancing, sy kon belly dancing doen. Sy daai- kon sing so Cecilia Wessels. Sy kon jodel. Sy het die sirkus nagemaak, al die olifant en die kameelperd en so aan. En dan het sy 'n klomp hoede op die klavier gehad en elke keer sy aan 'n hoed opsit, dan is sy daai karakter. Okay. So beteken jy so ou visserman so net en so aan of dit was en dit sê ook Frans gesien, maar eie Frans. En sy het 'n eierspaan gebruik as haar mikrofoon. O ja. En dan la je whatever. Antie Sunny het maar begelei. So baie. Ja. It's amazing. Ek weet nie of daar nog baie sulke omstandighede is Ek waar glo nie, jy weet, familie ek dink dit is regtig 'n baie spesiale tyd en ek dink omdat tegnologie so, jy weet, al die kinders met hulle selfone en hulle jy weet, ons het nie so groot geword nie, wat ek dink 'n groot seëning was dat ons so verbeeldingryke kindertyd gehad het. Ja, veral iemand soos jy wat nou later in performing arts ingegaan het, om daai blootstelling te gekry het Ja. en dit te gesien het. Is dit waar dit so vir jou begin prikkel het? Ek seker maar ek het die dokter het my ma gesê hou die kind besig, anders weet ek dink asma is ook baie sielkundig. Ek weet dit is fisies, maar dit is ook baie sielkundig. Ja, So as ek angstig begin raak het, ek was baie allergies ook vir katte. En wys jou net hoe ridiculous dit is as ek 'n foto van 'n kat gesien het en dan het ek asma gekry. So dit wys jou. En toe ek 5 jaar oud is, toe het ek klavierlesse begin neem. Okay. En toe ons Durbanville toe trek, toe ons buurvrou het sy elocution, was nou nie daar met elocution klasse geneem. En ek was maar altyd gretig om dit te doen. En my arme boetie moes dit ook doen, maar hy het meer in die onderwyseres se dogters belang gestel as in die actual ding is. Toe hy het dit gou opgegee. En ja, en toe het ek éventueel klas by Babs Lyker gaan neem. Sy was ek weet nie, die jong mense onthou nie al die klassieke figure in die teater nie. Maar sy was een van ons beste aktrises. Ekskuus tog, sy was regtig en sy het my baie geleer. In daai stadium snaaks genoeg, seker omdat my pa Duits was en my ma so lank in Seepunt gebly het ons meeste Engels gepraat. As my ma se familie gekom het, dan het ons Afrikaans gepraat. Maar onder mekaar, net as my ma kwaad was, dan sy Afrikaans gepraat. Maar ons het ons het meestal Engels gepraat en toe Babs my begin, jy weet, laat ek begin meer Afrikaans doen. En snaaks genoeg my hele loopbaan, meeste van dit is in Afrikaans. Ja. Maar ek dink aan myself ek dink aan Engels, as dit sin maak. Ja. Ja. Nooit Duits. Ek het ek het nog nooit in Duits gespeel nie, maar toe ons klein was het my pa met ons Duits gepraat en toe het ek Duits op skool geneem en vir 2 jaar op universiteit. So ek weet nie eintlik geleentheid om Duits te praat, maar ek kan dit verstaan. Nou in Seepunt gaan bly. Ja, is dit? Yes.
German, the Ja, Germans. Ja, das ist, ja. Das ist so schön hier. Ja, wirklich. Mag ek vloek of mag ek nie vloek Ja, nie? dat is geen, ons is daarom nie gekoppel aan 'n kanaal wat vir ons Okay. oor die Nee, want vingerstuk nie. nee, want toe my ouers was op 'n kol oor see na my pa se familie toe. En toe's die vlug vertraag en toe wag hulle net maar rond en hulle sien 'n ouerige man wat op en af loop en hy het 'n beret opgehad en toe dag hulle wel hy is Frans. Maar hy was toe 'n Duitse ou en hulle het toe gepraat en hy het baie werk in Ethiopië gedoen. Hy was 'n ingenieur maar hy was hierdie keer op pad Kaap toe. En soos die Suid-Afrikaners nou maar is, sê hulle, as jy nou in die Kaap is, kom kuier vir ons. Wat die ou toe inderdaad toe gedoen het. Ja, en ek was so die moeder vir my ma, want sy sê vir my, jy kan vir hom gaan oplaai en wys vir hom rond. Ek dacht, ag, jene toch, anyway. Die ou, hy was 70, wat ek al, Herr Schnell was sy naam. Anyway, hy was baie beïndruk dat ek op tyd daar aangekom het, en toe vat ek hom mos om die kus daar, wat traditional... Met 'n kar? Ja. Okay. Nie met 'n perd. Nee, dit was daarom nie so lang terug nie. Anyway, en ons ry langs die kus, en ons kom by Kaappunt, en ek beduie vir hom toe in Duits, hierdie kant van die oseaan is koud, en daai kant is warm. En die being Duits is hy nou nie tevrede met daai flouerige ding, en hy sê vir my, wie veel graad? Jy meen, hoeveel graad is het? Ek wil net vir hom sê, dit is fucking koud aan die kant, maar hulle is, jy weet, jy kan ook nie sê, dit is 'n protea nie, hy wil nou die Latynse naam, so. Anyway, dit was eintlik 'n groot seëning, want hy, ek is 'n seëning, want hy het in München gebly, en hy het vir my ouers gesê, na sy klaar geswat het, moet sy München toe kom, want dit is die Olympiese spele. En sy kan in hy het 'n kantoor op die hoogste vloer van 'n gebou in München gehad, en hy het die gebou self gebou, en die boonste ding was sy kantoor en 'n klein kamertjie met 'n opslaanbedjie, en dit was, as dit oorlog is, dan kan hy nou daar bly, jy weet, as hy nou nie kan weg nie. So hy het gesê, ek kan daar kom bly, en, want daar gaan theater gewys, gaan dit amazing wees, want dit is nie net, dit gaan nie net oor die atletiek nie, daar gaan amazing goed wees. Voortog aan my arme ouers, hulle was nie vreeslik ryk of iets nie, en ek na in my dinges te sê, Schnell het ons gesê, ek moet, kan ek asseblief, could you sponsor me? Yes. Wat jaar is dit? Dit was wanneer was die speel in 1972, I think. En toe het hy vir my werk gekry by 'n restaurant called, 'n mens kan dit nie in Engels sê, it's called Der Rote Hahn. In English it would be the Red Cock, which maar dit was 'n ketting restaurant. Franchise, was dit Wienerwald. Anyway, dit was 'n groot kompleks met verskillende afdelings. Waar jy inkom, kon jy gou 'n borsrolletjie en 'n bier of wat ook al, en dan grote afdelings. Yes, ek het my Moses teëgekom, want dit is nie soos in Suid-Afrika waar jy sort of baske bietjie ding is nie. Daar is die mense getrein. En as die skinkborde, jy moet jou goed op die arms dra en jene, ek het my maand daar deur gehuil. Maar anyway, ek het en jy moes obviously in Duits. Wel, dit was nie Duits nie, dit was Bavarian. So hulle het nie gesê, ich habe nie, hy sê, ich hab.
En okay. so dis 'n dit ander was 'n dialek. heeltemal 'n ander taal min of meer. Ja. Maar ek het dit toe geleer en ek het toe amazing goed teaterwys gesien. So dit was 'n ek het regtig want ek het 'n beeld in my kop gehad van Duitsland wat so van Heidi wat die berge afkom en jodel en sulke en ek het vinnig groot geword daar. Ja. Jy weet want dit was toe op die ou einde nie vir sissies nie. Maar dit was 'n baie goeie groeiproses vir my. So 'n hoogtepunt van iets wat jy in teater gesien het daar. Jy weet in daai tyd was in ons dag daar was 'n theaterbeweging met the Grotowski Theatre and that was towards like a poor theatre en ek het daar iets gesien so 'n halwe vervalle kerkgebou en so wat baie spesiaal was maar die mees spesiaalste ding was Peter Brook is die eerste regisseur wat kan jy net maar sê Shakespeare gemoderniseer het and it was Midsummer Night's Dream. Okay. And it was incredible. Die viertjies het aan wat doen mense dit in die circus where you was it trapeze? Ja, it's a sort of van daai swaai ja. So dit was incredibly magical en ja, ek het ook baie was dit dan in Duits of Engels? Dit was in Engels. Okay. En dan het ek mense soos Rostropovich, whatever his name was, ook incredible musiekervarings gehad daar. Okay. Ja, dit was baie spesiaal. Dit is een ding wat my nog steeds van Europa so aanlok om daar te bly, of ek dink ek sal nou nie, maar dat jy onthou die kere wat ek nou al fortunate was om daar te wees vir 'n lang tydperk, dan jy kan elke aand een of ander uitvoering gaan kyk. Ja, dit is waar. En ook die ander pluspunt van Europa, jy weet, jy so naby aan al die, jy weet, jy kan oorhop na Holland toe, of jy kan gou Frankryk toe gaan, of jy kan, jy weet, was jy in Berlyn? Ja. Ja, ek het die voorreg gehad om dit was vir my 'n fantastiese, dit was 'n fantastiese stad gewees. Dis vir my die mees on-Duitse stad. Ja. Dis meer jy weet en dit is ook eintlik waar ek dink die Duitse kabaret begin het. O ja. In destyds in Duitsland. Ja. Ek dink die kabaret het daar begin. En Brecht met sy teater het ook daar. Ja, ek weet, dink ek reg as ek sê, Berlyn self het 4 operahuise. Dit kan wees. Ek dink hulle het ook ek dink die beste filharmoniese saal seker in die wêreld, dink ek. Ja. Ek was in Desember, Januarie daar, wat nou nie die grootste tyd was. Ja. Verskriklik grys en depressing. Ja. Maar ja, daar's net so baie om te sien te doen. Ja. Okay. En jy het nooit jy was toe in München, hoe lank was jy toe daar? Ek het ek dink ek het vir 10 maande. O, jene, ja. Okay. Maar ek het af en toe na my pa se familie gegaan in 'n plek met die naam van Bielefeld. O ja. Wat nou by Hamburg is. Dit is in die noorde van Duitsland. Dis baie die verskil tussen Noord en Suid Duitsland is baie merkwaardig. Ek dink soos meeste seker maar selfs Suid-Afrika. Weet almal in die suide is meer ontspanne en dit meer lekker lewe. En dit is waar. So die noorde van Duitsland is amper so. Daar's 'n woord in Duitsland called Stoer wat eintlik bietjie meer reserved, bietjie meer jy weet korrek is, kan 'n mens nou sê. Okay. En die mense ek dink ook selfs in Italië, jy weet die suide van die lande is meer chilled en soos in Kaapstad is eintlik meer chilled as. Ja, Johannesburg. Ja. Ek het groot geword in Johannesburg. Ja. Het jy? Ja. Ek was mal met Joburg. Ek hou van die vibe daar.
ek dink dit het bietjie agteruit gegaan in baie aspekte, maar sadly, ja. ja. So, jy het nooit gedink toe jy daar in Duitsland was dat jy sou aanbly? Nee, ek het dit daar was vir my baie jy weet opwindende goed, maar ek was reg om terug te kom huis toe en ek is ook 'n rol aangebied, 'n filie van Hamlet en so dit was jy weet ook 'n goeie rede om te plus jy weet ek moes werk as 'n my ouers het my ook finansiëel ook gehelp. Ja. Maar om aan die lewe te bly moes ek dan aanhou waitress en ek was regtig nie 'n goeie waitress nie. En was dit as gevolg van jou pa het jy 'n paspoort of iets wat ek het toe Suid-Afrika was jy weet nog quite ons was finansiëel baie sterk in daai dae. Ja. En ek het nie toe 'n Duitse paspoort gehad nie, maar ek het seker toe 10 jaar terug aansoek gedoen en ek het nou 'n paspoort. Maar ek kan vir jou 'n storie vertel van my ma. My ma was ook 'n redelike ongewone mens. Okay. En haar partytrick was boonbehalwe op haar kop op 'n tafel staan. Het sy 'n ding gedoen met die naam van die slapkojavel wat die kleerlingmense in Wellington gedoen het. Die vroue. Ja. En dit is, ek weet nie hoekom hulle dit gedoen het, ek het geen idee nie, en ek weet ook nie hoekom my ma en Auntie Baba dit gedoen het nie. Okay. Maar, jy moet kaalbene hê, en dan, as jy rok aan het, dan lig jy jou rok op, en dan, soos jy loop, klap jy jou dye teen mekaar. Ja. Dit klink maklik, maar is nogal quite tricky om te doen. Anyway, en maak het 'n lekker klap geluid. Ja. And it was called the slapkojavel. En my ma en Auntie Baba kon dit vorentoe en agtertoe doen. Anyway, en toe my ma en pa daai jaar toe Duitsland is, moes hulle oornag in, ek weet nie waar nie, voor hulle nou by my pa se plek aankom, ek dink Hamburg of wat ook al. En daar was 'n hulle besluit, wat doen 'n mens nou in Duitsland? They obviously go to a beer hall. Ja. So hulle is toe na 'n moerse groot bierhalle toe. En daar was dit was Kerstyd en daar was 'n podium waar die band gesit en speel het. En aan die een kant 'n groot kersboom. En as jy nou vir hulle drankies gekoop het, mag jy opgekom het en hulle geconduct het. En my pa koop toe vir hulle drankies, maar hy was te skaam. My ma besluit, sy is nie skaam nie, sy gaan opkom. En hulle stel haar voor en hulle sê, dis is Frau Weiland van Suid-Amerika. Sy korrigeer hulle toe, sy sê nee, en in daai tyd was Suid-Afrika nou nie baie populêr nie. Toe korrigeer sy hulle, nie Suid-Amerika, nie Suid-Afrika. En sy sê vir hulle hou net aan, sy gaan agter die kersboom, sy trek haar blangbroek uit in haar boots, en sy kom doen die slapkojavel. Die mense was eers 'n bietjie, ding is maar, sy was to know the toast of the beer hall. Ja. Want sy het vir my pa gesê, ag, niemand ken haar daar nie, ek weet wat. Ja, dis moet een van die lekkerste dinge om so in Europese stede as jy anoniem is. Ja. Waar het jy het drama geswat by UCT? Ja. Het jy op skool al, jy het gesê jy het op skool musiek as vak gehad, klavier spesifiek. Ja. Okay. En daar was, ek weet nie of drama 'n vak daai tyd op skool was. Nee, dit was net en Eisteddfods, 'n kunswedstryde? Ja, ek het baie Eisteddfods, ek het 'n paar musiek Eisteddfods gedoen, en voordrag goedjies, ja, al daai. Okay, en ek raak naar as ek daaraan dink. Ja, dit is 'n ander tipe. Ja, spanning op 'n mens. Ja, nou. Wag, en die sertifikate, want jy nou goud gekry en
diploma of 'n dubbel goud nie, dan voel jy asof. Dan voel jy, ja, en ek sê, 'n stemmetjie gehad. Ja. Het jy gesing of Nee, net? ek kan 'n Voorbeeld. noot hou, maar ek is so spyt ek kan nie sing nie. Dis vir my 'n wonderlike ding as jy kan sing. Maar klavier het jy, Ja. en jy speel nog steeds. Ja. Ek het klavier by die huis natuurlik. Ek het nog my ma se klavier, ja. Okay. Ja. Die is onlangs gestem, maar nie goed nie. So hy's Is dit 'n geval- upright? it's a upright. Ja, so dit Maar nog dis 'n daai goeie- koper Ja. agterkant. Ja. Hulle sê hulle stem moeilik. Man, die ou het daar aangekom en hy het ja, jy weet dit is nogal 'n ingewikkelde affære daaronder en hulle het dit gereveld. Okay. Maar toe het hy 'n ander snaar, ek weet nie. Maar my speel. ma het vir my gesê, want toe ek destyds Joburg toe getrek het, ek het R22 betaal vir die semi-detached plekkie. En 'n maand. ja, as jy dit Okay. gesien het, sou jy gesien het hoekom. En waar in Maar- Johannesburg was Ja, dit? dit was in 'n plek met die naam van Sunnyside. Weet jy waar is dit? Dit is amper nie Sunnyside, Auckland Pretoria nie. Park. Nee, Ja. Auckland Park, Richmond. Pretoria. Ja, Pretoria. Yes. Pretoria. En daar is nou net dink ek 'n Holiday Inn daar. Okay. En daar was basies 5 strate, Orange, Lime, Lemon, Quince en Owl. Okay. En dit was langs Avbob, lieflike area. Anyway, en toe dit is die enigste ding wat ek in my lewe aan hire purchase gekoop het, was 'n klavier. Okay. En dit was toe ek weet nie of jy weet wat 'n night, dit is 'n night make. It's a Britse. Okay, ja. Nee, not bad. Ja. En ek het dit toe gehad en toe ek getrek het ek die klavier gegee vir 'n vriend van my en ek het toe later my ma se klavier oorgeneem. Okay. Ja. So op skool het jy alsof in daai tyd was dit ook baie meer beperk in terme van wat se loopbaan mens nou kan kies Ja. en goed is. Maar ek wonder was dit hoe verskillend dit was nou soos in my of vandag se tyd waar jy weet toe ek gesit ag en gaan drama swat was dit soos yes. Okay, maar Ja. werk en goed. Ja, ek weet of dit my anders was. ouers in ons dag was dit definitief anders. Omdat daar die moontlikheid was om by 'n streeksraad aangestel te word. Ja, vroeg. So daar was definitief die kans vir werk was daar. Nie almal het ingekom nie, maar jy weet en as jy nou nie in jou streeksraad werk gekry het nie, was daar oralste. Daar was Soekoffs, Packoffs, Cape en Truk. So elke provinsie het 'n ding gehad en daar was nou nie ek dink die groot pluspunt vir vandag se kinders is hulle kan meer divers wees. Hulle kan musical theatre doen want ons almal van ons is klassiek getrein. So dit was nie, jy weet, kan jy op jou kop staan, okay, dis 'n ouelike ding of kan jy cartwheels doen? En jy slap koe Ja, werk dit in. So ek dink die kinders van vandag is meer divers. Ja. Jy weet. Alhoewel ek dink die plek van seep het nou die plek van veiligheid geword vir 'n akteur, want daar is finansiële stabiliteit. Ja, het is amper soos daai streeksraad Ja. vorm. So maar jy weet ek was baie dankbaar dat ek so kon begin want ons het 'n rep system gehad. Ons het in saans gespeel en bedags 'n ander ding aangewerk. En ons het in Engels en Afrikaans opgevoer. Ja. So dit was magic jare daai tyd. Ja. So toe jy op skool
besluit, okay, dis drama is wat ek gaan so. Ja, wel, ek was op 'n manier baie naïef. My ouers was fantasties, want hulle het dit nou nie breed gehad nie, maar jy weet, hulle het gedink, okay, dit is nou wat jy wil doen, is dit fyn. En toe het ek gedink, maar dit klink bietjie lig in die broeke, BA. Ag nee, 'n diploma. Okay. I thought, oh, I better do a BA drama. That sounds fabulous. Ek kry die syllabus, ek onthou dit was nog so ligblou boekie. En ek blaai daardeur en ek het nie geweet wat sielkunde beteken nie. O ja. Ek het nie geweet, ek het nie geweet wat die goed met sociology. What the hell does that mean? En toe besluit ek, okay, ek gaan nou goed vat wat ek verstaan. Dit is Engels, Afrikaans, drama en geskiedenis. Wat bloody moeilike vakke is. Ja. I came so short. Ek is in die ons Duitse professor, hy het so dik gehad, hy was typical German, Herr Professor Dr. Rosteutscher, en ek was altyd, in daai dae was die parkering al klaar erg daar by UCT, ek was halfpad by die berge op met 'n mes geparkeer het, dan kom ek uit asem my eerste klas aan, en dit was die dae van die Mini en die Maxi, kom ek klas met so Mini, en ek het ook hooikoors gehad, en sê vir my, ja, in Duits, sy sê vir my, ja, wel gaan boller jy het hooikoors met die klein skirt van jou nie. Yes. Anyway, en yes, was vir my swaar. Ek het nie geweet hoe om notas te neem nie. En geskiedenis, dan, ek skryf elke liewe ding wat die vrou sê, skryf ek neer, en op die kraks van die ding is dan nies iemand of 'n Boeing kom verby en dan and I've lost the point of the whole thing. So dit was my baie moeilik. So na 3 jaar van dit, ek het daarom in Afrikaans kultuur, geskiedenis ook nog. Het ek net vir my ouers gesê, hoorie so, ek het en toe ook drama, en toe besluit ek nee, ek moet nou hierdie los, and I must now concentrate on my drama. En toe sê my, okay, that's fine. My father said to me, nothing is wasted. Nothing what you learned is wasted. En toe het ek nou al daai akademiese goed gelos en net gekonsentreer op die dinge, en toe het ek eventueel my diploma gekry. Okay, drama. Ja, na 5 jaar dink ek. By die UCT. Ja. Okay, en dan is dis daarna wat jy München toe is en ja. Okay. Ja. En toe jy het vir Truk gespeel. Ek het teruggekom en terwyl op varsity was het ek 2 professionele goed gedoen. Een was vir Kruik en een was vir Truk. Okay. En die een was Strindberg se Die Vader, waarin ek die dogter gespeel het. En dit was met Hermine Dommese. Sy het Jannie Gildenhuys nie. Was hy Jannie Gildenhuys nie? Wat was sy naam? Anyway, kan nie nou onthou nie. Hy het die hoofrol gespeel, maar Hermine Dommese het toe vir my voorgestel vir die rolletjie wat ek by Katinka oorgeneem het. 3 van 'n wals, toe sy rol in 'n fliek gekry het. Okay. Ja, so die streeksraad het toe van my gehoor en toe ek daai klein vryskut dingetjie gedoen het vir die Hamlet produksie, toe word ek permanent aangestel by Truk, ja. Okay. En dan kry jy 'n salaris en ja, dan dit was repeteer nou die maar, dag. Ek meen, as 'n kind vir 'n ouer sê hulle wil, jy weet, daai rigting inslaan. Ja. Dit is nou nie
finansiëel die beste keuse wat 'n mens kan maak nie. Ja. Maar jy weet, dit help ook nie, jy doen iets wat jy nie van hou nie. Jy weet, so, en ten minste, ja, ons het ek kan nie eers onthou, dit was obviously nou die amazing geld nie, Ja. maar daar was alles ook baie goedkoper, Ja. jy weet, jy kon nog wyn koop en sigarette en jou huur betaal, Ja. Okay. jy weet, tipe van ding. Brood en 'n melk. Ja, ja. So Truk was dit Transvaalse Raad vir Uitvoerende Kunste. En Kruik was die Kaap. Ja, Kaapse Raad vir Uitvoerende Kunste. Okay. En so wat se jaar is dit die jaar wat jy toe R22 vir jou plekjie in Sunnyside betaal het, toe jy by Truk? Toe ek by die Truk gewerk het, ja. Okay. Eintlik toe ek by Truk gewerk het in die begin, het ek vreeslik rondgeval. Ek het by Pelle gebly, arme ou Toby en sy suster. Okay. Ek het by hulle gebly, ek het by die een stage manager gebly. Ek het op 'n kampbed gebly in sy woonstel. Ek het eers by Richard Haynes gebly in Yeovil. En in daai dae was dit dis Joburg baie exciting. Ja, Want dit is so ook die daar veilig toe Larry Karag begin het en Kerkorrel en daai mense by die cabaret venues, Amanda Strydom. Wow. Ja. So was En dit. Hillbrow was fabulous in daai dae. Okay. En dan Dit was regtig 'n Europese gevoel aan daai wêreld. Ja. En High Point was mos 24/7 oop. Wat is High Point? High Point was daai plek in Hillbrow. Okay. Ja, waar Wow. daar Estral Books was en plate winkel en 24 uur ook. ja, en die plek waar ek altyd my hoender gaan koop het. Ja. Jy hoender gaan. En toe het ek 'n flat ingewoon. Dit was in een van daai strate wat na Hillbrow toe gelei het. Maar die een muur was letterlik net vensters, so dit was verskriklik nie klankdig nie. O ja. So jy kon elke change of gear van 'n lorry hoor wat daar. Ja, so ek was net vir 'n bietjie daar. Ja, ek het bietjie rondgeval, jy weet, in die begin. Maar as mens jonk is dan beweeg jy mos maklik aan. Ja. Change is good. Jy adapt en Ja. jy raak vinnig verveeld. Ja. Iets nie. Ja. Ja. As mense is ook nie te geworried nie, jy weet. Ja. So ek het so kyk op jou Wikipedia afgesien van waar dit sê 12 kinders. So julle was net Miskien het ek 12 en ek daarvan vergeet. Maar jy was nie een van 12 kinders nie. Nee, ek is net ek en my broer. 2 kinders. Ja. Okay, dis interessant. Maar aanval. Miskien het hulle die een bygelas per ongeluk. It's actually 2. Ja, 2 not 12. But I wouldn't have had any children. Miskien is dit honde in die loop van my lewe. Ja. There was a little typo. Ja, definitely. Maar dan verder af, dan praat ons nou van jou filmography en al die dinge, en daar's redelik klomp films, so daar was voel 'n tyd waar daar verskriklik baie films in Afrikaans gemaak was. Ja, TV-films. Jy weet, ek dink 'n akteur smag altyd na iets anders, so as jy nou theater doen, Ja, en jy hoor skielik, jy kan 'n film doen. ja, Jy weet, dan wou theater, nou is jy weer into the film. ja. En so, dit was, ja, daar was baie films gemaak in daai dae. Daar is ook seker nog ook, maar daar was die Jans Ruitenbox, daai klassieke Ja, Jamie Ace en Ja, al daai ja. mense. Ja, ek meen, groot budgets ook met, Ja, en jy weet toe ons die TV begin het, daar was regtig groot budgets. Wie jy daar Bill Forer, hulle het hom die Cecil B. DeMille van Suid-Afrika genoem. Hy het 'n produksie geskiet in die ateljee's by die SAIK. Hy het
die produksie van Salome gedoen. Okay. Ek praat onder korreksie, maar ek dink daar was krokodille, daar was tiere, daar was ek dink nie daar was olifante nie. Opera of die play? Die play. Okay. Ek dink Jana sal hier was en ek het 'n klein rolletjie gespeel van 'n boodskapper. Okay. Ek weet nie of sy transsexual was nie, want ek weet nie of dit 'n seentjie of 'n dogtertjie of wat sy was nie. Maar ek het een lyn gehad gesê, "Don't look at the moon." Ek weet nie hoekom nie, maar dit is wat ek gesê het. Okay. Maar so jy kan dink die omvang van so 'n produksie, amazing. En krokodille en tiere. Ja, en ek onthou ook ek het baie werk vir Stefan Bauer gedoen. En jy weet, daar was nooit 'n beperking op, julle kan nie daai kostuums gebruik nie, of julle kan nie OB shoots gaan doen nie, of jy weet, dit was carte blanche, hulle kon, so ons het wonderlik, ons het baie van die klassieke goed gedoen. Ja. Ek het weer in 'n Engelse weergawe van Hamlet die Ophelia rol gespeel. Ons het dan opgeneem? Ja, ons het Shakespeare, ons het Strindberg gedoen, en dit was jy weet, onder andere Chekhov, ons het Kersietuin gedoen. Ja. So, ek wonder waar is al hierdie... Ag, ek dink hulle het daai goed gewipe. Jy weet. Ja. Dis jammer. Ja. Dis die ene wat dit moeilik maak. Ek hou daarvan om baie film te kyk. En ja. Dit is baie moeilik om dit in die hande te kry. Ja. Hulle het net op 'n koel die goed gewis. Met hulle infinite wisdom. Ja. Dis sad. So, okay. En hoe het jy toe op Sewenlaan uitgekom? Was daar... Dit was in 2000 begin, hè? Ja. Daar was... So sepie ding was... Wanneer sal jy sê die sepies of Egoli was maar so die eerste? Egoli was die eerste ding. Ja. Die SAIK het 'n bietjie geëksperimenteer met 'n ding met die naam van die Glaskasteel. Ek weet nie of Leon van Nierop aan die tekste, ek praat onder korreksie, maar anyway, ek was ook daarin, maar dit was short-lived, dit het nie die bene gekry nie, dit died a sudden death, maar ek dink in elk geval was dit na Egoli. Egoli was die groot, jy weet, in Frans Marx het Amerika toe gegaan om die hele ding te swat, hy het absoluut geweet hoe om, en hy het dit baie suksesvol gedoen. Dit was amazing wat hy daar reg gekry het. En Dani, wat toe destyds vir hom gewerk het, ek dink het toe dit alles geleer en toe sy eie manier van sepie doen wat uniek was. Ja. En wat heeltemal 'n ander aanvoeling gekry het. Dit was meer daar was baie ander elemente by, onder andere die komische deel van dit. Ja. Maar hy die struktuur van die seep gevolg, soos hy dit by Frans geleer het. En toe was daar kans om audisies te doen. Okay. En toe doen ek 'n audisie daarvoor en toe, maar soos ek sê, jy weet, ek dink my professor op UCT, Robert Moore, het vir my gesê, ek gaan sukkel in my middeljare om rolle te kry. Want ek het gedink, I'm playing another Jew. I didn't know it was a Juve. But I'm playing another Jew. Anyway, omdat ek destyds baie jonger gelyk het as wat ek was, en ek het nie die struktuur van ouer mens nie. Ja. En dit was waar. I went straight from young to fucking stock out. En ek het vir Scots vir hom 'n ding genoem. Wat was die naam van die ding? Iemand om lief te hê, dink ek. Ek weet nie hoe oud ek was nie, maar ek dink nie ek was veel ouer as 40 nie, wat ek al. Toe ek stok oor hy het sommer net 'n grys
spruik op my kop gesit, 'n paar brille en 'n ou geslonste rokkie en there was 'n ouma. Anyway, so ek het gesukkel om rolle te kry in my middeljare. Want ek dink my forte is eintlik karakterrolle. Ek is nie geskik vir straight acting nie, omdat mense my nie, of ek sien myself nie so nie, ek weet nie wat dit is nie, of dit is 'n kombinasie van al twee. So, toe kry ek die rol van Hilda, de Kok, en ek het eers begin as 'n redelike straightforward ontvangsdametjie by die dokter S.P. de Wet Milan, gespeel deur Gys de Villiers. Okay. En hy het na 3 maande, dink ek, op sy ag nee, die seepies nie vir hom nie. Ja. Toe sit hulle nou met die ontvangsdametjie, wat nou nie 'n plek het nie. Ja. Toe, ek weet nie hoe, ek het eers in op die koffie daar rondgedrentel en ek kon nooit my kamera vind nie. Ek was altyd, hulle sê, "Hoe so vind jou kamera?" I think I was trying to dodge it actually, want ek het nou nie geweet wat om met myself aan te vang nie. En toe skep hulle toe hulle die Delhi ja. En dis toe waar Hilda meer van 'n haar eksentrieke uitlewing kom. Ja, jy weet haar skewe koeke. Nie haar eie koeke, nie haar eie koek, nie haar koeke wat sy gebak het. Sout-suur kombinasie. Ja, en al daai goedjies en ikebana en so aan. So het jy input in die karakter gehad of was dit? Nee, actually ek dink Dani was, jy weet, hy was 'n briljante man. Ek weet nie of mense dit weet nie, maar hy het 'n graad by Cambridge en die Sorbonne. So hy was 'n briljante man. Maar hy het ook ek kap hierdie ding gereeld. I hope I'm not disturbing the sound. Hy het 'n eksentrieke, hy was baie homself baie eksentriek. En ek dink as hy die kans gesien het in 'n karakter, dan het hy daarvoor gegaan en hy het seker iets in my gesien wat dit kon doen. Ja. En ek was baie dankbaar vir die serpie, want dit het al hierdie plooie toegemaak. So dit my gepas. Ja, en dit is 19 jaar van daai rol. Ja, eintlik 20 dink ek. Okay. Ja. Maar die rol toe Dani hulle weg is, toe die seep heeltemal 'n ander karakter ingeslaan en toe was dit nou nie meer die Sewende Laan wat ons geken het nie. Maar ek het toe aangebly en ek het skielik ontdek ek het 'n ma en of ek het 'n kind ten minste. Ek het seker 'n ma gehad, maar dat ek 'n kind gehad het wat baie vreemd was, want ek het nooit vir oupas daarvan vertel. En my karakter het heeltemal verander, jy weet, dit was ja. Maar anyway, dit is nou geskiedenis. Maar ek wil jou vra oor die voor Sewende Laan en dan om aan hierdie karakter te speel van Hilda en dan om hoe dit is om in so 'n publieke oog skielik nou hierdie word so volksbesit. Weet jy, dit het my, omdat dit my werk was. Jy weet, ek het my ding gaan doen. Ja. Ek het daai blou baadjie met liefde uitgetrek, opgehang en ek het nooit aan myself as Hilda gedink nie. So as mense nou vir my raak geloop het en so aan, ons het die publiek nodig, anders het ons nie 'n doel nie. So dit het my nooit geplan nie. Jy weet, solank die mense ordentlik en beleefd was, wat hulle meestal was, is dit maar deel van die game, maar jy weet, dit het my nooit gepla as sulks nie. Maar is dit so vir, ek weet nie, existentiële gedagte van waar jy as hierdie
jong aktrise van Seepunt en dan nou skielik is jy een Ja. van die mees gekende mense in die land as gevolg van 'n seepie. Ja, ek dink ek dink mense ek dink omdat Hilda sy was naïef op 'n manier, maar sy het gedink sy's fabulous. Ja. Jy weet, sy het haar smaak en klere was kak, haar kos was kak, maar sy het gedink sy's fabulous. Ja. En ek dink sy het alles met 'n goeie hart gedoen. Yes. En ek dink baie mense het aanklank daarin gevind en ek dink die ander ding van die hele seep was ook, dit was eintlik 'n feel good ding. En dit is hoekom mense dit geniet het, jy weet. Maar ek sien dit ook as, dit is maar net deel van my werk, jy weet. Ja. Dit is nie te veel al dit opneem of Ja. iets daarvan maak Ja. nie. Mens is nog, dit is ook belangrik om dan, jy het jou lewe af van jou werk, want dit is jou werk. Ek moet ook sê, as dit nie vir 'n seep in my lewe was nie, dan sou ek nie 'n huis en 'n redelike nice kar en so aan. Ja. So ek is baie dankbaar vir al daai, jy weet, daar's altyd iets goed en altyd iets wat jy moet opoffer. So ek die teater is tog waar mens die meeste tuis is en dis waar jy die mees skepend kan wees. En daar is, dit het ek opgeoffer, jy weet, vir finansiële sekuriteit. En ek dink dit is 'n groot verlies vir my op 'n manier. Ja. Maar you can't have it always. Dis die ene wat ek sukkel met vandag se generasie en sosiale media. Ek dink nou 'n bietjie begin verander, maar soos hierdie narratief gepush van you can be what you want to be and have it all. Ja. This is No, what you can't have it all. You have to have your cake or eat it. Ja. Dat is nie. Ja, my ma het my eendag 'n verjaarsdag 'n kaartjie gegee. En daar was 'n vrou en 'n koek en dit sê you can't have your cake and Edith. Ja, jy moet die ding is, ek weet nie van die jong mense is my bietjie weird, maar there's no joy in anything if you don't work for it. If you just get it on a plate, there's no joy in it. Ja. Jy weet, jy moet werk vir wat jy kry. Ja, absoluut. En daar is etiek aan 'n mens se werk verbonde. Daar's respek vir jou mede-akteurs, daar's respek vir jou werk. Ja, wat baie belangrik is. Ja. Maar sepie is nie 'n maklike medium nie. Yes, mense onderskat dit verskriklik. Bevoorreg Ja. om saam met jou te kon speel. Ons Seker het een van die te min. snaakste dae, Ja. snaakste scenes ever. Daai dag. Nee, en jy was fabulous. Jy het jou karakter so oortuigend en so goed gedoen. Dankie. Ja, hulle kan hom gerus terugbring, dat ons 'n bietjie hom weer kan lag. Ja, ek dink Herschel moet 'n ander gedaanteverwisseling gehad dit of iets. Ek dink mense onderskat die medium verskriklik, want jy kyk na 'n dag en jy blaai so deur en jy sê, ag man, ek is maar in 2 ou toneeltjies. Maar hulle dink nie aan die langtermyn ding nie. Jy moet 'n lang asem hê vir seep, want dit is dag na dag na dag na dag. Ja. En daar's baie rondsit, daar's baie wag. En die oomblik wat jy op die vloer is, dan moet jy kan perform. Ja, jy moet so dis uitmergelend actually. Ja, want vir my was dit nog so oorweldigend so of die bietjie angs wanneer jy daar staan en daar's nou 20 mense wat net vir jou daar is. Ja. Hou moet en nou val jy oor 'n woord. Nee, sit nou almal. Okay, kan jy net jou woorde. Maar jy het baie goed gedoen. Daar's baie mense wat baie makliker oor woorde val as jy. Nee, dit is die omdat ook die tyd so belangrik is. Jy weet jy moet alles in 'n dag gedoen kry. So that's why please don't fluff or please don't have a boom shadow or wat ook al. Ja. Omdat jy sê dan skiet jy 7 scenes vandag. Ja. Dan stap jy 7:30 uit die studio uit. Ja. Maar môreoggend 7:00
het jy Ja. nog 5 scenes die volgende dag. Ja. So wanneer leer jy jou woorde? Ja. Ek probeer, omdat ons gelukkig is, ons kry ons tekste vooruit. So ek leer die week se goed. Okay. En dan die goed wat ek eerste skiet leer ek beter as die, en dan elke dag Okay. ekskuus tog leer ek bietjie aan die goed. Maar jy kry van die akteurs wat op hulle selfone op pad studio toe dan leer hulle woorde. Ja, Dean is nog wel zelf. Ja, ek kan dit nie doen. Wat is die net nie? Ja. Okay. Nee, ek kan dit nie doen nie. Ek is ou skool. Ja, ek is ook nog so, want ek het 'n bietjie van 'n angs. So, ek het moet ook- dit voor die aand Ja. voor die tyd, dat dit so vir my Ja. onderbewussyn gaan lê. Ek dink altyd die minste wat 'n akteur kan doen is om jou woorde te leer. Dis Ja, just the bottom That line. is 101, ja. Yeah. It's just the bottom line, and then on top of that, a little performance would be jolly nice. Jy weet, Ja, maar hit your jy line, moet die hit your mark and say the words. Ja, en dit is ook disrespectful teenoor die tegnisie. Ek praat van mense wat nie fluff of wat ek praat van mense wat nie hulle woorde leer nie. Ja. Dis disrespectful. Ja. Jy weet, jy mors tyd en whatever. Ja, dit is net om jou kamera te vind en lyn te vind en is challenging. Ja. En jy weet, dit is baie tegnies. So, en die fokus is meestal op die tegniese goed, never mind the performance. Ja. Jy weet, kry net jou angle reg, loop op daai woord, sit jou en moenie 'n geraas maak nie. Drink koffie, praat en moenie 'n geraas maak as jy jou piering neersit nie. Jy moet go, thanks for that, guys. Ja. Okay, ons het so lekker gesels vir al jou jou hele, ek wil nou 'n bietjie meer praat oor jou as Annelisa. Ja. En wat as jy nou nie op die aan die werk is, op die stage, op die CP en die kamera is nie, wat doen jy soos bijvoorbeeld oor 'n naweek, op 'n Saterdagoggend, wat is jy? Jy weet, almal wat permanent is in 'n seep, weet hoe tydrowend dit is. Jou hele lewe is die seep. So 'n naweek is onbeskryflik waardevol. Jy weet, dit is die tyd waar 'n mens net vir jouself, my beste dag van die week is 'n Saterdag. My tweede beste dag is die Vrydag. Okay. My kakste dag is Sondag. Leer jy woorde op 'n Sondag? Ja, maar ek probeer gym toe gaan soveel ek kan, jy weet. Ek dink dit is belangrik om jy weet, party mense hardloop, party mense boks, party mense wat ook al hulle doen, maar ek gaan nou maar gym toe. En wat doen jy in die gym? Ek doen net circuit goedjies en 'n bietjie van alles. En dis As iets you wat see, jy very successful breastwork. Yes. And Is dit al iets wat jy verlang doen? ja, ek het gym toe gegaan voor gym nog 'n ding was. Toe ons 'n produksie met die naam van Troilus and Cressida. Dus daar 'n klomp van die ouens wat jy weet, sulke swart gevegte moes doen. En hulle was nogal verfynd, die mannetjies. So they wanted to build up a bit of muscle. And that was, I can't even remember, dit was jare terug. En toe het ek besluit, dan gaan ek ook gym toe. En ek het sedertdien, so ek praat nou regtig van, ek probeer nou net dink, ek was seker 25 of so iets. 25, 35, 45, 55, 56, 57. Seker 50 jaar gaan ek al gym toe. Siende. Ja. Maar dis nou verskriklik dis 'n volop oor wat mense die narratief wat sê dat weight training of soos daai resistance training is ongelooflik goed vir jou. En jy weet, ek het arthritis en so, dit is baie goed blykbaar vir dit. Maar gym is 'n ander storie. Vandag is eyelashes en 'n type dinge wat musiekgoedjies en jy weet, goedjies aan en taking photographs terwyl hulle werk is. Dit maak my, as ek in die gym moet wag vir 'n apparaat van iemand is besig om 'n fucking video te neem. Nee, dit is 'n ander, en hulle is nie skaam nie, weet, dit doesn't matter if hulle vet of what is, hulle dink hulle like fabulous. Ja. Okay, en dan op Saterdag
dan Vrydag Daar's geen woorde leer op 'n Saterdag. as ek in 'n heavy storielyn is, dan spandeer ek net 'n bietjie tyd daarop. As ek kan. Ek hou daarvan om wyn te drink. Baie. Hou baie daarvan. Rooi. Maar ek sal ook vonkelwyn en so aan. En dan dis vir my lekker om tyd saam met my honde te spandeer. Maar as ek tyd het om ook saam met Pelle te kuier, is dit ook vir my verskriklik lekker. Wat se honde het jy? Ek het 'n Weimaraner wat nou 12 en 'n half jaar oud is. En ja, en sy is bietjie doof en sy kry nou bietjie angstig, so in die aand se kant kan ek sien sy kry 'n kalmeerpilletjie. Ja. En dan het ek 'n standard poodle. Okay. Ja, hy's verskriklik oulik. Slim en stout. En byterig en springerig en blafferig. Okay. Maar hy's fabulous, ja. Poedel, Ja. En ek hou altyd van so hierdie kak vra in interviews, maar ek glo die vraag. Een van my favorites is hulle are you a virgin? meer 3 dinner guests dead or alive. Oh. Maar dit is fascinating om mense se antwoorde te hoor. Ja, iemand het my nou die dag randomly gevra. En daar is super interessante mense dat ek nie eers kan begin dink konferensie. Ek sou verskriklik graag 'n musikant, like Beethoven of hy's doof, so I won't get hy gaan ver kom. Ja. Maar jy sien maar Mozart of een van daai klassieke dinges en ek sou jy kan daarom dates met hom praat. Ja. En ek sou regtig graag 'n quantum physics mens wil praat. Ja, dit is fascinating. Ja, want ek voel ek het enige idee gehad wat bizar klink and I don't understand it myself, maar ek het gedink ons is in ons eie movie, maar dis klaar gemaak. We just replaying it. Ja, iemand is which kyk by die huis oor en oor en oor. Ja, maar ons is in it, maar it's already finished. Ja. I don't know. Does it make any sense? No, but it's a kind of a quantum physics. Die cirkel. een man, die professor, wat se al sy naam is, hy het gesê if a black hole hits Earth, it need be no bigger than a golf ball or something. It needn't be a huge comet of a ding. If it hits Earth, it's going to destroy Earth within seconds. And it's to do with gravity. Oh. The whole thing will spin out. Ek weet nie. Maar talk about gravity. Jy weet, toe ons in Durban wil gebly het in die ou dae, was daar altyd, daar was Vrydag kan kom, of Saterdagoggend, kom al die boere deur met hulle werkers. En dan is almal daar omgedrom om die drankwinkel. En die een ouetjie het gekom met sy bicycle om 'n kannetjie te koop. En hy koop die kannetjie en hier daar uit, ek weet nie of hy al dronk was nie, maar daar laat val hy die kannetjie. En hy kyk so af en hy sê, fucking gravity. Ja. Dat is 'n kannetjie van glas daar. Ja. Fucking gravity. Oh nee, gravity. Vang ons almal. En jy speel self klavier en musiek en goeters, is daar musiek wat jy ook van luister? Ek hou van 'n verskeidenheid, ek hou van moderne musiek. Ek hou van Kubaanse musiek. Ek hou van Oosterse musiek. I like a bit of everything. Ja. Maar my hoe ek opgelei is klassieke musiek. Ja. En as ek hartseer is, dan kan ek partykeer glad nie klassieke musiek luister nie. Dit maak my hartseer. Ja. Ek kan dit speel.
only people listening to me might get hartseer about how kak I'm playing. But dit maak nie my hartseer as ek speel nie, maar om te luister partykeer. Okay. En dink jy dis omdat dit nee, wat is die connectie daar? Ek weet nie, dit is vir my die sielvolste ding, musiek. Ja. Jy weet, beeldende kunste is beautiful en al die ander vorme van kuns is amazing, maar musiek transcends something for me. Ja, klassieke musiek het 'n manier om jou te stir diep. Diep aan te raak. Is daar iets wat jy luister wat jy van iemand anders sal sê dat jy luister? Soos like a guilty pleasure. Of is jy nie erg blauwersig? Nee. Ja. Nee, ek is ook baie gefascineerd deur astrology. Jy weet, dit fascineer my ook. Dit maak nie actually 100% sin ook vir my nie, but the whole thing is as above, so below. So, because you think, why should the moon, what sign the moon is in, why should it affect me? Ja. Of wat het teken is jy? Aries. Ek het jou gevra. Yeah, I love Aries. Well, you see, there we go. Just a blanket statement about that. Yeah. But Aries they're the warriors. They forge ahead. Follow me, boys. Okay. Okay. Ja. Het is verschrikkelijk lekker om jou te gesels. Ek kan nog so ure aan. Ja. Baie dankie. Nee, dankie vir jou. Ja. Jy's 'n baie rustige, nice. Ja, voel asof 'n mens op 'n klein journeytjie was. Okay, dis goed. Baie dankie. Ja, dis hier stamp ek alweer die ding. En sê vir my, hoe lank gaan jy nog aanhou toneel speel? Of is dit nie iets wat jy aan dink nie? Solank ek dit is my eie skuld. Maar soos ek nou lewe, kan ek nie eintlik bekostig om af te tree nie. Weens my honde. Want ek het 'n huis nodig vir hulle en ek het 'n tuin nodig vir hulle en ek het iemand nodig wat daar is as ek nie daar is nie. Wat met die seep baie ure is. So finansiëel kan ek nie nou bekostig nie en ek dink is ook goed vir my, dit gee mens struktuur. Ja. Waarom jy jou lewe kan bou as dit ware. So ek dink as 'n mens skielik moet ophou werk, gaan jy jy moet jou so goed aanpas om nie, jy weet, off the rails te gaan of wat ook al nie. Dis tog 'n ding wat ek ook kom baie minder en minder word. Dat mense wat aftree net. En ek dink alles het so duur geword in die ou dae. As jy R1 miljoen gehad het, was jy 'n miljonair. Ja. Jy kan vandag min of meer niks doen met 1 miljoen nie. Dit klink terrible, maar dis waar. Ja. 'n Karre kos meer as 1 miljoen. Ja. Ek dit op kar sal spandeer. Dis belaglik. Ja. No, exactly. Ja. Baie dankie Annelies. Dankie. Ek sal weer met jou gesels. Ja, dankie. Presies. Dis baie lekker, baie dankie.